koöperasies. En ek sluit graag aan hier so by Dr. Louis. Hy is geskiedkundige Louis, want hy is 'n kreer. En ek hou daarvan, ek hou van die kreers. Het jy geweet, dat as jy by 'n koöperasie is, soos by Skouwerskuur, dan kan ons hier besluit, as die Skouwerskuur klein sake organisasie, dat ons as 'n koöperasie wil dienste lewer aan ons lede. Hy die ouditeur wat hy na verwys het, kan ons almal se ouditeur wees en elkeen betaal net die bietjie wat hy gebruik het. Dan kos jou duur ouditeur vir jou baie minder. As jy by die motorkoöperasie is, dan kan jy daai voertuig wat hy vir ons verduidelik het, rentevry koop. En die uitrusting. Want dit is moontlik om by 'n finansiële koöperasie 'n rentevrye lening te kry. Dis maar so, Louise. Ja. Dis so as hy weet. Nes waarom ry, jy weet ook. Dis reg. En dan sal nog 'n ding soos 'n werkerskoöperasie. En jy kan jou werkers aanstel uit 'n koöperasie uit. Jy het 'n ooreenkoms met 'n koöperasie. Hulle is daar 'n voordeel in, want hulle kan voorlopige belasting betaal. Hulle kan hulle uitgawes om by die werk te kom, hulle uniforms te dra en hulle uitrusting wat hulle nodig het, ook van hulle belasting aftrek. En so het hulle ook 'n voordeel en betaal jy dalk 'n bietjie minder salaris. So die konsep van die koöperasie is ook 'n lekker hulpmiddel wat jy kan gebruik. Nou wil ek vinnig net iets noem. Iemand het vanmôre vir my kom gevra, wat wil ons bereik met hierdie groot projek wat ons mee besig is? Hoe verkoop ek dit aan iemand? Nou, ek het 'n baie lang gesprek daaroor voer. Die eerste een is natuurlik baie geloop het. Met die koöperasies deel ons duur en skaars hulpbronne met mekaar. En daai deelproses sorg dat jy nie mors nie. 'n Motor gebruik jy nie elke dag al die tyd. Jy hoef net 'n gedeelte van 'n motor te hê in 'n motorkoöperasie. Jy kan dieselfde bereik as wat jy nou met jou eie motor bereik. So jy mors nie, jy deel. Die tweede gedeelte is, jy maak meer wins, want jy gee minder geld uit. En dis nie anders dan. Maar daar's iets anders ook, iets groter as dit. Dit gaan oor samewerking. Dit gaan oor ons oorlewing. Ons moet hierdie dinge doen, want die druk op ons, as klein sakemanne en van 'n spesifieke soort, word al groter en groter en groter. En dit word al moeiliker en moeiliker om te oorleef. En om daai bietjie wins wat jy graag wil maak, uit jou besigheid te kry. So dit is baie slim om elke moontlike ding te doen wat jy kan, om jou koste te verminder en jou inkomste te verhoog. Dit is een van die belangrike dinge. Dit gaan oor die koöperasies. Dit gaan ons wat beter oorleef. Maar daar is nog 'n ander dimensie. 'n Dimensie wat baie mense miskyk op hierdie stadium. Ons is al meer en meer besig om 'n aanlyn mens te word. Iemand wat daar op die eter is, soos hulle in die ou dae gesê het, op die internet. Daar word jy 'n persoonlikheid. En soos wat die tegnologie verbeter en gaan verander, van daai, kom ons noem hom die virtuele jy, al belangriker en belangriker word. En jy sal kan formeel besigheid doen as jou virtuele persoon. En jy gaan met virtuele geld werk. Bitcoins en tokens en allerlei goed wat daar deur die lug, deur hierdie Starlink satelliete goeders gaan vlieg. En jy kan 'n boedel opbou as 'n virtuele persoon. So een van die dae gaan ons begin praat van 'n virtuele boedel. En die groot geheim en kuns van dit gaan wees is, hoe gaan jy hierdie virtuele persoon van jou versoen met hierdie vleis en vel persoon van jou, sodat hy vir jou kan help. En sy groot voordeel gaan wees, hy kan nie doodgaan nie. Hy kan nie 'n misdaad pleeg as jy hom nie sê hy moet dit doen. Jy moet nie dit doen nie om dit te sê nie, wel. Maar die grootste voordeel daarvan is, jy kan nou jou besigheid ook in twee dele deel. 'n Virtuele besigheid en 'n werklike besigheid. En my voorspelling is, daai virtuele besigheid van jou gaan groter word
as die fisiese een. Want jy kan daai besigheid wêreldwyd voer. Terwyl jy hier in jou plaaslike besigheid beperk is tot hoe ver jy met jou kar kan ry, hoe ver jy kan loop en hoeveel mense jy ken. So intussen, terwyl ons nou werk na daai einddoel van ons, wie waar ons is ons by mekaar as skouerskuurlede om te deel. Ons ervarings te deel, ons kundigheid te deel en op die einde van die dag ons kliënte met mekaar te deel. Welkom in die nuwe wêreld, daai virtuele wêreld.